Ek was so opgewonde oor wat ek nou met julle gaan deel, maar ja, die vyand het weer sy vingers kom insteek waar dit nie hoort nie. Dis mos wat hy doen, loop en steel en verwoes. So wat 'n baie soet oomblik moes wees, het hy nou sy bitter kom oorgooi. Kom ek vertel julle waarvan ek praat. Ek werk nou al so 'n hele ruk aan 'n album. Die plan was om hom vry te stel sodra ek 10 liedjies klaar gemaak het. Van hulle is splinternuut en ander is van my ou gewildste liedjies wat ek geremix het om by die album se klank te pas. Die album is, as ek dit so kan stel, 'n 80s revival met Jesus as die superster in my stories. Ek het einde laas maand 2 van die liedjies vrygestel as voorlopers van die album, om so half mense se gevoel oor die klank te kry. Die gevoel wat ek kry is, julle hou daarvan. Ja, dit was tussen die lyne en between the lines. Tussen die lyne veral kry meer as 2000 streams 'n dag. Ja, dit is nou nie hallo my maatjie 50.000 streams 'n dag kaliber nie. Maar dis mos gospelmusiek. Meeste mense luister net daarna as niemand hulle kan sien nie. Dit is mos maar hoe mense is. My plan was om dalk bietjie jonger mense te kry om na my songs te luister. En ek sê bietjie jonger. Ek weet dat van my ouer ondersteuners dalk nie soveel aanklank daarby sal vind nie. Maar ons kan tog nie almal van dieselfde goed hou nie. My hele punt met wat ek doen is om God se naam te verheerlik en om te loof en prys vir wat hy vir my in my lewe gedoen het en wat hy vir elkeen van ons doen en kan doen. So hoe meer mense die boodskap, dis nou die boodskap in die liedjies hoor, hoe beter. Dit maak nie saak hoe oud of jonk jy is nie. Die pad na God toe is dieselfde. En môre is vir niemand beloof nie. So wat as vandag jou laaste dag is? Of jy nou 7 of 77 is. Nou wonder julle seker al waar is die bitter? Ek hoor gisteraand 'n lied van iemand wat ek baie respek voor het, wat basies tussen die lyne se musiek gebruik het. Amper noot vir noot, en net sy eie woorde bygesit het. Dit is die bitter. Hoekom, wil ek weet. Dit los nou so half 'n slegte smaak in my mond oor die album se styl. Die hele album is in daai styl geskryf, en nou is daar mense wat dit namaak. Tussen die lyne praat oor die stories, my stories. Die stories tussen die lyne van my liedjies. Dit is nie net sommer woorde wat rym nie. Dit is my stories. Maar weet julle wat? Dit is wat dit is. Ek dink die duiwel probeer my vreugde steel, sodat ek sal besluit om dit te los. Maar ek gaan nie. Want ek glo hierdie album gaan groot gaan. Die jong mense gaan hom stikkend luister. Mense gaan hulle pad terugvind na God toe. En die vyand weet dit. Ek het 8 liedjies klaar, en dit is nou hoe hy sal vrygestel word. Met net 8. Op die ou einde van die dag gaan dit nie vir my oor roem nie. Dit is iets wat ek nog nooit voorgevra het nie. Dit gaan oor God. En die album en my musiek gaan oor God. Ek wil wel net noem aan die mense wat wel die goed doen. Ons is klaar in 'n industrie waar ons nie welkom is nie. Kom ons steel nie by mekaar nie. Soos wat God van ons verwag, doen aan ander soos wat jy aan jouself gedoen wil hê. Jy weet wie jy is en wat jy gedoen het. Doen die regte ding. Jy noem jouself tog 'n kind van God. So mense, kyk uit vir hom. Die album se naam is Tussen die lyne. Ja, dit is die titelsnit en hy is op die album. Vandag vat ek nou my vreugde terug oor die album. Ek gaan nie toelaat dat daai gemors dit by my steel nie. Sy dae is in elk geval baie min. Jesus het hom klaar oorwin.
Julle moet 'n geseënde dag hê. En ek sê weer dankie vir elkeen van julle wat kyk, luister en deel. Kyk uit en deel hom asseblief as julle hom sien.